Ons lewe in 'n tyd waarin al hoe meer mense kerklos en kerkloos word. En dan kom hierdie vraag by ons op, moet ons regtig nog kerk toe gaan? Het ons die kerk nog nodig? Het die kerk my nog nodig? En daarom dink ek moet ons dalk die vraag 'n bietjie anders vra. Ons moet nie vra, moet ek kerk toe gaan nie, maar eerder, hoekom wil ek kerk toe gaan? En om daai kopskuif reg te kry, dink ek daar's 4 punte wat ons na moet kyk. En dit kom uit 2 teksgedeeltes. Dit kom uit 1 Korintiërs 12 en ook uit Hebreërs 10. En as ons net eers vinnig kyk na 1 Korintiërs 12, dan sien ons dat die skrywer Paulus sê in 1 Korintiërs 12, daar vers 12 en vers 27, dat kerk toe gaan vloei uit die weet dat wie ons reeds in Christus is, saak maak. Ons is reeds deel van die liggaam van Christus. En dis die tweede punt wat hy maak. God plaas elke ledemaat in die liggaam. Elke liewe gelowige het 'n doel en 'n plek in die liggaam van Christus. Dis deel van ons roeping om deel te wees van 'n liggaam, hierdie liggaam, die liggaam van Christus. En hierdie liggaam word ook toegerus vir die funksie wat die liggaam het. Elke liewe ledemaat het 'n doel. Ons is gawes gegee tot voordeel van almal en van ander. En daarom is ons geseën om te seën. Ons is geseën om te mag dien. En dit bring ons by die 4de punt wat ons in Hebreërs sou kry. Hebreërs 10 vers 24 en 25. Ons het mekaar nodig. Hierdie saamwees, by mekaar koms, help ons om te bly glo en te bly volhou in die geloof. En as jy hierdie idees begin verstaan rondom die kerk toe kom aksie, dan gaan jou mentaliteit swaai van ek moet kerk toe gaan, na ek wil kerk toe gaan. Want dis 'n plek waar ek groei, dis 'n plek waar ek gestimuleer word, dis 'n plek waar ek God kan loof en prys saam met ander gelowiges, waar ons mekaar kan dra en opbou tot eer en verheerliking van God. Mag jy in hierdie week ook jouself dalk 'n bietjie uitdaag rondom hoe jy dink oor kerk toe gaan. Moet ek of wil ek? Mooi week.